Ons lees die oordenking vir 10 Januarie uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif by vandag se gedeelte is vrees. Die teksvers uit 1 Samuel 17 vers 24 sê, toe die Israeliete die man sien, het hulle almal vir hom gevlug en hulle was baie bang. Die Israeliete se manskappe was in 'n staat van vrees. Hulle was versteend by die blote gedagte aan die reus Goliat en aan die absolute onmoontlikheid daarvan om hom te kon oorwin. Hulle vrees het hulle denke laat verstar. Hulle was paniekerig en raad op. Vrees laat 'n mens stol. Vandag is ons vrese dikwels gesigloos. Hulle kom klop onaangekondig by ons aan. Ons vrees is dan nie vir die sigbare Goliat wat voor ons staan nie. Dit is meer dikwels 'n angs vir die onbekende. Dit wat dalk kan gebeur. Ons vrees siekte, die dood en armoede, mislukking. Ons sê keer op keer dat ons glo God is in beheer. Maar sodra ons met 'n moontlike krisis gekonfronteer word, raak ons verward en beangs. Thich Nhat Hanh, 'n bekende skrywer en kenner op die gebied van aandagtig en bewustelik lewe, skryf in sy boek Fear dat ons vrees in die oë moet kyk en moet verwoord. 'n Dapper man is nie 'n persoon wat glad nie vrees nie, maar hy wat sy vrees oorwin. Maar hoe? Al probeer ons self hoe hard, vrees bekruip ons telkens weer. Vir ons wat Christus ken, lê die oplossing daarin om ons vrese vir hom te bring. Hy, die dappere, het die dood oorwin. Hy hou ons lotgevalle in sy hand. Ons is veilig by hom. Here, ek bring al my vrees na U toe. Amen. Dankie vir die saamkuier. Kyk uit vir Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na ander voorlesings van haar boeke wat hier beskikbaar is.